Broeders en susters, hartlik goeiemôre. Kan nie glo, die laaste dag van die jaar 2025, en wat 'n voorreg dat ons saam kan wees om hierdie jaar reg af te sluit en die nuwe jaar aan te pak in afhanklikheid van die Here. Baie dankie vir elkeen van die wat die moeite gedoen het. Daar is nie afkondigings nie, ek wil maar net vermeld, ons het gister vleis gewerk daar op die plaas, by ouderling Nikele. Wat 'n vreugde, die broeders wat gewoonlik vas is by die werk, kon ook handjie bysit gister. Dit was heerlik om 'n groot vleisspan by mekaar te hê. En ons gaan môre gaan ons die pakkies maak en dan kan u bestelling maar insit by broeder Nik. Die vleis lyk heerlik. So maak gebruik van daardie geleentheid. Ons herinner aan ons diens, ons gaan eers volgende jaar weer kerk hou. Dit is aan DV die 4de Januarie, gewone tyd om 10:00 en ons sien vreeslik uit daarna. Almanakke vir 2026 is beskikbaar daar by die voordeur as daar nie meer almanakke is nie. Ons het nog in die konsistorie. En met groot dank aan Suster Wendy Swanepoel wat elke naam ingetik het met die verjaarsdae en al die datums en goed reg gekry het. Groot waardering daarvoor. En ons sien uit. En daar gaan foute wees, so as u foutjies sien, wat u sien wat nie reg is nie, 'n verjaardagdatum of so, laat weet asseblief dat ons dit kan regmaak. Kom ons word nou stil voor die Here. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Psalm 146 ken ons goed, dit is 'n lofpsalm, en dit is met groot vreugde dat ons die Here hierdie lof wat hom toekom, ook toesing. Prys die Heer met blye galme. Hierdie blye galme, kinders, dit beteken, dit moet sommer so trek oor die vlaktes. Dit moet weer galm. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. En hierdie is nie sand nie, hierdie is stof tot dankbaarheid. Dinge waarvan ons die Here dankie kan sê. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. En dan ook vers 6 en vers 7, hoor hoe mooi stel hy dit, dis die Heer se mededoe wat die blinde oog verlig. Wie in stof lê neergeboë, word deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg wandel in sy woord en weg. En as daar nou die tye kom in die jaar wat voorlê, wanneer ons voel, nee, nou lê ek in die stof, is baie moedeloos. Onthou hierdie vers, wat sê die Here, tel ons weer op. En dan vers 7, dis die Heer wat vreemdelinge met 'n wakend oog aanskou, weduwees en twisgedinge met hul wese staande hou, maar sy arm, hul steen en hoop, stuit die bose in sy loop. Kom ons loof die Here met hierdie pragtige woorde, vers 1, 6 en 7, Psalm 146. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Dis die Heer se mededoe wat die blinde oog verlig. Wie in stof lê neergeboë, word deur hom weer opgerig. Hy bemin die wat opreg wandel in sy woord en weg.
is die Heer van vreemdelinge, met 'n vakende oog aanskou. Wie die wese twisgedinge, met al wese staande hou. Maar sy arm hul steun en hoop, stui die bose in sy loop. Broeders en susters, ons sluit die jaar af, wanneer die Here met ons praat uit sy woord uit Jesaja hoofstuk 7. Nou, dit is die afgelope tyd gekyk, ons het na hoofstuk 6 gekyk verlede keer. Hierdie aangrypende verhaal van die roeping van Jesaja en hoe dit ook elkeen van ons raak. Op Kersdag het ons Jesaja 7 vers 1 tot vers 16 gelees oor die Immanuel teken wat die Here beloof het aan koning Agas. En dan die reaksie. Wanneer die koning sê nee, hy stel nie belang in die teken nie, gee die Here nogtans 'n teken vir hom. En nou die reaksie wat die Here deur sy profeet Jesaja op hierdie negatiewe antwoord van koning Agas gee. Nou kom ons begin lees by vers 13, ons fokusteks is vers 17 tot vers 25, en die tema van ons prediking is, liefde dryf die vrees na buite. Liefde dryf die vrees na buite. En dan gaan ons in die eerste gedeelte, vers 17 tot 20, kan jy veral kyk na eie planne, die gevaar van eie planne, dan vers 21 tot 22, die genade van die Here, en dan vers 23 tot 25, die Here wat beskik. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Ons lees Jesaja 7, ons lees daarvan vers 13. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Wat voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Maar die Here sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Asser. En in die dag sal die Here vir die vliee fluit, wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Aser is. En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steilhoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op al die drinkplekke. En die dag sal die Here met die skeermes wat ander kant die Eufraat gehuur is, met die koning van Aser afskeer die hoof en die hare van die voete, en dit sal ook die baard wegneem. In die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. En weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet. Want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. In die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkels silwer het, vir die dorings en die distels wees. Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is,
Daar sal hulle uit vrees, verdorings en distels nie kom nie, maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die klein vee vertrap te word. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O wonderlike hemelse Vader, ons kom voor die kniel op die laaste dag van die jaar 2025. Here, ons kyk terug op 'n onsaglike moeilike jaar. 'n Jaar wat aan elkeen van ons gevat het op soveel maniere. En is dit baie keer benoude oomblikke beleef. 'n Jaar waar ons soms voor 'n oop graf moes staan of roudiens moes hou oor geliefdes wat van ons weggeneem is. Here, ons dink met dankbaarheid daaraan dat U lewens gespaar het en dat U die sleutels van die doodryk en die dood het en wanneer U kinders kom haal, hulle in heerlikheid by U kan wees. Vir ons is dit 'n swaar verlies en lei ons as kerk en as gemeente skade wanneer daar 'n plek leeg is. Maar eer ons U vir die gawe van lewe en liefde wat ons kan ervaar met hulle wat 'n pad saam met ons geloop het. Eer ons U vir die liefde waarmee U in hulle lewens gewerk het. Here Jesus, het ons ook hoogtepunte beleef met kindertjies wat gebore is. Wat 'n vreugde dat U daardie beginpunt van lewe bepaal. En dat dit waarde en vreugde toevoeg aan 'n gemeente en aan families, ouers, grootouers. Ons loof U vir daardie wonderlike gawe en dat ons daardie klein handjies en voetjies kan geniet, klein mensies wat groot word in hierdie wêreld met die doel om U te verheerlik. En help ons, o Here, om vir hulle te wys op U heerlikheid, sodat hulle U kan raak sien. Here Jesus, ons dankie dat U ook vir ons as kerk en ons kerkraad, ons sustersaksie, gedra het deur hierdie jaar. En ons sien met verwagting uit na die jaar wat voor ons lê, om nuwe projekte aan te pak en U daarmee te verheerlik. Ons eie kragte is beperk, Here, maar U krag en U genade is onbeperk en daarom kom ons na U vir hulp. En dis ons gebed, Here, wil U ons optel en ons dra daar waar ons kragte te min is. Maar gee ons ook ywer vir U koninkryk, dat ons die verantwoordelikheid sal neem, die tyd en die energie sal insit om U te verheerlik. Here Jesus, ons dra ons kinders aan U op, waar dit vakansietyd is. Dank ons U ook vir die wyse waarop in hierdie tyd, hierdie jaar wat verby is by die verbondsonderrig, hulle laat groei het in hulle geloof en liefde vir U. Ons dankie vir pragtige jong mense wat hier voor die gemeente gestaan het en bely het dat hulle in U glo en U liefhet. En as belydende lidmate toegevoeg is tot hierdie gemeente en ons gemeente ook daardeur gegroei het. Ons dankie vir hulle wat hulle getrou oor die jare heen klas gegee het, geleer het van die liefde, gewys het, 'n voorbeeld geleef het van wat U liefde is. Here Jesus, nou is ons gebed dat U vandag opnuut vanuit U woord ons toerus, en dat U vir ons ook innerlik en die innerlike mens versterk, ons begenadig met wysheid wat van U kom. Here, dat U met die Heilige Gees ons so versterk dat ons met nuwe hoop, nuwe moed hierdie jaar aanpak. En 'n volle vertroue op U, met die wete dat U liefde ons dryf. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, saam met hierdie gedeelte wat ons gelees het, wil ek ook uit die Nuwe Testament een teksvers vir U saamgee. En dit is vir my die teksvers wat as ware die motiveringsvers is. Want ons het nou hierdie gedeelte gelees en dit klink nie op die oor af baie positief wanneer daar gepraat word van oordeel en pynhope en straf. Maar wat Johannes sê in 1 Johannes 4 vers 18
beteken vir ons as kinders van die Here geweldig baie. Daar staan so, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Geliefdes in ons Here Jesus, wanneer mense hierdie gedeelte lees, en ons ken nou die geskiedenis, ons weet van koning Agas en sy dilemma, die groot woord wat gebruik word in die geskiedenis is die Sirio-Efraimitiese oorlog, wat op pad was na Jerusalem, op pad was na hom toe, en hy was bang. En die hele volk by. En ons het gehoor, Kersdag, die proses wat die Here deurgegaan het om vir hom 'n boodskap te gee, dat hy nie hoef te vrees nie. Dat die Here hierdie oorlog sal keer, dit sal nie na Jerusalem kom nie, en dit het nooit. In die tyd van koning Agas. En dan is die vraag, maar waarom? Ons het gesien, toe die Here hom stuur in Jesaja 7 vers 1, toe stuur hy hom na die blikveld waar die water damme is, die opgaardamme. En dit het 'n boodskap vir ons gegee van iemand wat paniekerig planne probeer maak, sal ons genoeg water hê as hierdie stad nou beleer word, sal ons kan oorleef. En die vraag wat hierdie gedeelte vir ons gee vandag, en nou moet ons baie mooi onderskei, en ek wil hierdie wenk vir julle saam gee in die jaar wat voorlê. Daar is verskillende tipes, kom ons noem dit genres in die Bybel. Party gedeeltes in die Bybel, soos die briewe van Paulus, daarin lê vir ons die evangelie opgesluit, en daar is duidelike opdragte wanneer die Here sê, doen dit, en dis 'n opdrag waar jy nie hoef te twyfel nie, dit is wat die Here vir jou sê. Maar dan is daar gedeeltes soos hierdie, wat geskiedenis is. En hier moet 'n mens 'n bietjie langer pad loop. Want alle geskiedenis is nie direk op jou van toepassing net so nie. Party geskiedenis is net dit, dis geskiedenis. Dis 'n interessante stuk verhaal van wat gebeur het in die verlede en hoe die Here met sy kinders se pad loop. Dieselfde het ons gesien toe in Jesaja 6. Wanneer die Here vir Jesaja roep om profeet te wees, beteken nie hy roep vir elkeen van ons om profeet te word nie. Maar nou is die geheim dit, en ek wil u aanmoedig om die Bybel ook so te lees. As jy 'n stuk geskiedenis lees, onthou, ons spring nie direk na 'n toepassing na my toe nie. Maar as ek byvoorbeeld hier lees, die Here roep vir Jesaja, dan kan ek gerus vanuit die Nuwe Testament perspektief kyk, maar waar roep die Here my? En dan sien ons duidelik opdragte, soos die Here sê, gaan na al die nasies, maak hulle my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis 'n opdrag wat die Here vir een vir my gee. So ek het ook 'n roeping, net soos Jesaja 'n roeping gehad het. Myne is nie om profeet te wees nie, maar myne is om getuie te wees vir die Here. En dan soveel van die opdragte kan ons ook dan nou van toepassing maak. As ons kyk na hierdie stuk geskiedenis, nou is die vraag, maar wat leer die Here vir ons hier? Want hier is 'n stuk geskiedenis van 'n koning, en die vraag is, maar wat het hom gedryf om nee te sê vir die teken van die Here, en om direk te probeer met diplomatieke onderhandelinge met Assirië self, oor hierdie twee konings, koning Resin en koning Peka. Koning Resin van Damaskus, Syrië gebied, bokant Israel, en koning Peka van Samaria self, Israel self, wat na Jerusalem wou kom om oorlog te maak teen hulle. Hulle het almal die bedreiging van Assirië aan ervaar, en hierdie twee konings het besluit, hulle gaan veg daarteen, en hulle wou vir Juda dwing om saam te veg, en toe koning Agas nee sê, toe sê hy, maar dan kom ons teen jou oorlog maak. Nou het ons ook die vergelyking gehoor. Dit is soos hierdie een muis wat nou bang is vir die ander twee boelie muise, en nou gaan hy na die kat toe en sê, jy moet nie help teen hierdie twee muise nie. Die resultaat is, al 3 muise word opgevreet of het skade deur hierdie kat. Wat
En as 'n mens diplomaties gaan kyk, polities, dan is dit waarskynlik menslikerwys nie 'n slegte plan om en uit 'n groot geskenk gestuur vir hierdie koning Tiglat-Pileser III van Assirië. En hy het vir hom in die brief geskryf, ek is die seun, ek is die dienaar, help my. So diplomaties het dit gelyk of dit 'n slim plan is. Maar wat het hom gemotiveer? En dis die groot vraag, en dis wanneer dit nou persoonlik raak en na jou, na my toe kom. Wanneer ons lees in Jesaja 7 vers 2, dan sien 'n mens die motivering van koning Agas en van die hele volk in hulle optrede en besluite was vrees. Hulle was bang, hulle was tot die dood toe bang. En wanneer jy gedryf word deur vrees, en dit die motivering is hoekom jy sekere dinge doen en sekere planne maak en sekere besluite neem, dan sluit dit baie keer God uit. En wat hierdie gedeelte vir my herinner vandag is, hierdie jaar 2026 lees is 'n berg voor ons. En 'n mens wil jou graag self oortuig, kyk, ek is 'n boer en ek is bang vir niks. Maar as ons regtig eerlik moet wees, dan is daar tog, maar wat as? Wat as daar iets gebeur met my geliefdes? Ons bly in Suid-Afrika. Wat as ek môre my werk verloor? Wat as ek in hierdie jaar wat voor my lê kanker kry? Wat as hierdie huidige omstandighede waarin ek is, my te moeilik is om te dra? Wat as dinge nou net erger word en dit word nie beter nie? En as ons regtig eerlik moet wees, dan moet ons vir onsself sê, baie van my optrede, my lewe, my besluite en my manier van dink word gedryf deur vrese. En as jy nou vir die sielkundige vra, sal hulle sê, baie van die sielkundige probleme wat mense vandag het, en dit neem eksponensieel toe, angstigheid wat mense beleef, kom vanuit vrese. Maar wat as? En sommige vrese is geldig. As ek in die leeupark is, en daar is 'n draad tussen my en die leeu, het ek geen rede om te vrees nie. Maar as ek in die veld is, en daar is nie 'n draad tussen my en die leeu nie, dan het ek rede om te vrees. En dit is dalk 'n goeie ding dat ek vrees, en dat ek planne maak of adrenalien kry om in die situasie weg te kom. Maar as ek daar dieselfde vrees ervaar, en daar is nie 'n leeu nie, dan is dit 'n probleem, en baie mense worstel met daardie tipe ding. Baie van ons, baie kinders van die Here, worstel met daardie tipe vrese, van wat as? Daar is nog nie 'n leeu nie, maar ek beleef die angstigheid in my, sê nou net, wat as dit gebeur? En dis waaroor hierdie gedeelte vandag tot u en my spreek. So as terugkyk na die jaar 2025 en ons kyk voor na die jaar 2026. Dan praat die Here vandag opnuut met u en met my oor vrees en hoe hierdie hele geskiedenis vir ons wys, hoe lyk dit as iemand gedryf word deur vrees en wat is die implikasie daarvan en wat is die effek daarvan op sy lewe en op sy verhouding met die Here? Want as ek nou teruggaan, ons kyk weer mooi na Jesaja 7 en ons kyk na elke aspek van dit wat hier afspeel. Ons het van vers 17 af, ons het tot by vers 16 verlede keer gevorder, en vers 17 hoor ons nou. Hy sê in vers 17, daar was 'n tyd in die jaar 940 wat Efraim en Juda, die noordelike ryk en die suidelike ryk van mekaar geskei is. Na koning Salomo, toe sy seun Rehabeam koning geword het, dis 200 jaar tevore, voor hierdie optrede van Jesaja, het die ryk in twee geskeur, en dit was verskriklik vir die mense. Hulle is een volk, hulle is almal Israeliete, maar nou is die twee ryke en hulle veg teen mekaar, en die 10 stamme ryk was altyd baie sterker as die 2 stamme van die suide om Jerusalem, maar dit is waar die tempel was. En die koning het hulle oortuig
Dis nie 'n plek om na Jerusalem toe te gaan om te aanbid nie. Hier is genoeg plekke hier in die noorde waar jy kan aanbid. En baie mense het opgehou om na die tempel te kom om die Here te aanbid. En dit was vir baie mense baie erg gewees as Israeliete. En dan sê die Here, ag, dis niks. Dit wat 200 jaar terug gebeur het, is niks in vergelyking met wat nou voor lê nie. Want nou weet ons, binne 10 jaar het die Assiriërs gekom van Nineve en het hulle Samaria ingeneem en is 'n klomp van hulle volksgenote in ballingskap weggevoer. En hier was 'n waarskuwing vir koning Agas en Juda in die suidelike ryk. Nou is ons weer by die vers wat die Here vleit. Nou ek het nie daarop gewys nie, maar kom ons gaan gou weer terug na waar die Here nou vleit in hoofstuk 6. In hierdie gedeelte van hoofstuk 6 sien 'n mens hoe die Here nou vir Jesaja roep. En dit tref 'n mens dat hy vir hulle sê dat die volk nie gaan luister nie. Maar dat die Here die noordelike ryk van Assirië gaan gebruik om die Israeliete te straf. Nou wil ek net gou kyk, waar is die versie? Hier sê hoofstuk 5 vers 26, en hy sal die banier ophef vir die nasies in die verte, en hy fluit vir die volk daar aan die einde van die aarde, en kyk, gou en haastig kom hulle. Was my aangrypend mooi hoe Ray Portland in sy kommentaar en preek hieroor praat. Hy sê, hierdie koning van die Assiriërs, sy annale is opgeteken, en mens kan dit vandag lees, en hoe hy oor homself skryf. En dit is seker nou maar iets as jy in die spieël in die oggend staan voor die werk toe gaan, hoe hy om homself skryf. En hy skryf oor homself, ek het al hierdie volke oorwin. Ek is groot, ek is magtig, ek is sterk, ek is manlik. So lang lys van byvoeglike naamwoorde wat hy oor homself sê. En dan sê die Bybel, al wat hy oor hierdie koning sê, dis of die Here van sê, en hier kom die hondjie nou aangehardloop, die boelie, om hierdie twee ryke te kom boelie. Dis 'n mens aangrypend. Hulle was so bang vir hierdie magtige Assiriese ryk, en asof die Here net so fluit soos vir 'n hondjie, en hier kom die Assiriese koning aangedraf. En hy is eintlik maar net 'n instrument in die hand van die Here. En die mens kyk na die wêreldmagte van Amerika en China en Rusland en almal wat oorlog maak en gereed is vir oorlog en weet jy, die sielkundiges wys, bo aan die lys van al die dinge waarvoor mense bang is en vrees aanjaag, is die wêreld gebeure. Meer as persoonlike, finansiële en mediese bekommernis, is mense bekommerd oor die wêreld. En wat in hierdie wêreld gebeur, want elke keer as jy die TV aansit, is dit oorlog. En die impak daarvan op mense se lewens, en dit het 'n invloed op jou en my. Dit veroorsaak 'n angstigheid in ons harte. Maar onthou dit nou weer, as jy die TV aansit, daai Amerika dink hulle is magtig en China en Rusland en almal dink, hulle is die mense wat die gitaar slaan, maar ons God is almagtig. Hy kan hulle gebruik as instrument in sy hand, soos wat hy wil. Want dieselfde hoor ons dan in hoofstuk 8. In vers 18 staan daar, en die dag sal die Here vir die vliee fluit aan die einde van die strome van Egipte, en die bye wat in die land Aser is. Hierdie keer is dit nie die koning wat die fluit hoor nie, hierdie keer is dit of die Here hierdie beelde gebruik. Die vliee was 'n probleem by Egipte. Dit het peste en pla veroorsaak, dit het siektes by diere veroorsaak, en uiteindelik was dit een van die dinge wat die Israeliete daar gesien het, hoe steekvliee deur die Here gebruik is as een van die plaas, sodat die volk uit Egipte land kon wegtrek. Nou dis een ding as 'n vlieg jou pla, jy waai die ding weg en dis 'n irritasie. Maar dis 'n totale ander ding as 'n swermbye of 2 swermbye gelyktydig jou pak. Dit kan dodelik wees. Dis pynlik. Aan die een kant is Egipte daar, dis 'n irritasie, dat die Egiptenaars die hele tyd die Israeliete wil pla, maar as die Assiriërs kom, dit maak seer. Baie aggressief. En hy sê, kyk hoe beskryf hy dit, op al die drinkplekke, doringbosse, elke hoogte en styl en skeer en rotse, hulle is oral. Jy gaan nie dit kan ontsnap nie.
Dis wat die Here vir hulle sê. Die impak van jou vreesagtige optrede, waar jy nie vrees op vir die Here en hom liefhet, en dit jou dryf om hom te dien en te gehoorsaam nie, sal hierdie alles oorweldigende implikasie hê vir jou en vir die volk. In vers 20 beskryf hy dan die skande, en hy praat van hierdie Assiriese ryk as die skeermes, die gehuurde skeermes. Nou in die Bybelse tyd was die hare altyd 'n simbool van status. As 'n man 'n baard het, daar's 'n Psalm daaroor geskryf. Ons lees in die Bybel in Psalm 134 of daar hoe die salwing van die baard van Aaron is 'n teken van God se seën. Vir 'n vrou was haar lang hare kroon dat God haar seën. Pragt en 'n sieraad. Maar wanneer 'n volk in ballingskap weggevoer word en slawe word, is alle hare afgeskeer. En dit was 'n teken van skande. My God is sterker as jou God, en hierdie geweldige vernedering. Die manne se baarde is afgeskeer. Die vrouens se hare is afgeskeer. Die hare van die voete is 'n simbool van nog erger, groot skande. En dis wat die Here sê. 'n Gebruik om God se liefde met liefde te beantwoord, dat dit jou lewe bepaal en jou besluite dryf, het uiteindelik die implikasie dat jy in die skande kom. En iets daarvan hoor ons wanneer die Here Jesus sê, hy wat hom vir my skaam, ek en my engele sal my vir hom skaam. En jy wil nie daar wees nie. In vers 21 word dan beskryf, wat is die finansiële en ekonomiese impak. In plaas van 'n trop beeste, is daar een melkkoetjie. In die plek van troppe skape, is daar 2 skapies waarna gekyk word. En dan sê hy, en hierdie een beestie en 2 skapies sal soveel melk lewer, dat dit te veel is. Wat is die implikasie daarvan? Die mense het so min geword. Waar die eerste trop beeste nodig gehad het om melk te gee vir almal, is daar een melkkoetjie wat meer as 'n gesin, want hulle is almal uitgemoor en weggevoer in ballingskap. Hulle is nie meer daar nie. Hierdie is 'n hartseer prentjie wat hier geteken word. Hy praat van die wingerdstokke in vers 23 wat so mooi versorg is. Dit was 1000 sikkel silwer werd. Miljoene rande se plaas gaan tot niet. Dis dorings en distels wat daar staan. Hy sê jy sal met 'n pyl en boog daarna toe moet gaan. Aan die een kant omdat jy moet jag om aan die lewe te bly, en aan die ander kant omdat daar dalk wilde diere in die bos skuil, waar daar eens 'n pragtige boerdery en wingerd was. Wat sê dit vir ons? Hierdie gedeelte sê vir ons in vers 17 tot 20, koning Agas het sy eie planne gemaak. Sy vrees het gemaak dat hy nie op die Here vertrou vir die toekoms nie, maar in paniek sy eie plannetjies maak. En wanneer Jesaja vir hom sê, maar dis die Here se plan, dan sê nee dankie, ek sal nie die Here versoek nie, maar ek het eintlik my eie plan. Onthou dit vir die jaar wat voor ons lê. God het van ons sy woord. En is daarin waarin al die beginsels opgesluit lê, wat ons nodig het vir die jaar wat voor ons lê. Ons moet onthou, elke keer as jy die Bybel oopmaak, Hebreërs 4 vers 12, die woord van die Here is lewendig en kragtig, en dring deur tot in die diepste dele van jou siel. 2 Timoteus 3 vers 17, die Here gee sy woord sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. 2 Petrus 1 vers 3. Hy gee vir ons alles wat nodig is om godvrugtig te lewe. So as jy wil weet hoe om te lewe en hoe om die krisisse te hanteer in die jaar wat voor jou lê, jy het 'n Bybel, verdiep en verlustig jou in die woord van die Here. Agas het die Bybel geken. Hy haal vir Jesaja aan uit Deuteronomium 6 vers 16, dat hy God nie wil versoek nie, maar wat ontbreek het, is die liefde. Nou jy sal sien, op die almanakke wat uitgedeel word, onderaan is daar 'n versie. Dis ook 'n vers
1 Johannes 4. En hierdie jaar wat voor ons lê is my gebed dat die Here vir ons sal toerus en dit wat ons nodig het, dat ons lewens gedryf sal word deur liefde. Liefde vir God, liefde vir mekaar. Want wat is die alternatief? Alternatief is dat ons lewens gedryf word deur vrees. En ons bly in Suid-Afrika. Menslikerwys het ons rede om bekommerd te wees vir ons of ons nageslagte. En 'n mens kan tot jy blou is vir iemand sê, man, vertrou net op die Here. Maar waar kom daardie vertroue vandaan? Vertroue in die Here begin as jy besef, alles gaan oor 'n liefdesverhouding met God. Wanneer die Here die 10 gebooie gee, soos wat ons lees in Deuteronomium 5, en Deuteronomium 6 vat hy dit dan saam. Wanneer hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, en al jou kragte. Dit is die samevatting van die gebod. Want hy sê, ons kyk op 'n ander manier daarna. Ons kyk na die reëls en regulasies, en ek dink, as ek buite hierdie reëls lewe, dan gaan God my pak slaag gee. En hierdie seer wat nou gebeur, en hierdie verliese wat ek het, en die skade wat ek kry, dit is straf. En dis presies wat Johannes dan sê, 1 Johannes 4, vers 18. Vrees, dink aan straf. Die Here is besig om my te straf. Dis hoekom dit so sleg gaan met my. Maar wat hy vir u en vir my saamgee vir die jaar 2026, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. As ons by 'n punt kom soos Agas wat ons absoluut oorweldig voel, wat ons voel, maar wat kan ek doen in hierdie situasie, en ons begin gryp na die strooihalms, dalk moet ek onderhandel met Assirië, ek moet staat maak op my finansiële vermoë, dat ek vir hom nog iets kan gee, dat hy my sal ondersteun, politieke koalisies, ek het my verstand, ek het my vindingrykheid, my kreatiwiteit, dit moet my help hierdie jaar. Die Here sê, vlee, bye, hy vlieg net, en jy word oorweldig deur die gevolge van jou keuses, wat jy maak in vrees. Vers 23 tot 25 praat die Here oor die dorings en die distels. En hy sê, daar is gevolge wanneer mense jou besluite uit vrees maak. So die alternatief is, nie as ek vir myself sê, wel, ek moet nou net nie bang wees nie. Vir my is die eintlike toets, het ek die Here werklik lief. En hoe doen ek dit? As my so aangrypend mooi is, hierdie gedeelte lees, wanneer die koning sê, nee, dankie, ek stel nie belang in die Immanuel teken nie, dan kom Jesaja en hy sê, nogtans sal die Here vir jou teken gee. En elke keer sê hy, nogtans sal daar 'n oorblyfsel wees. Nogtans sal ek vir jou 'n toekoms skep, sal daar genade wees. En die Here se genade is genoeg. Vir en vir my lê dit daarin, daardie dae wanneer in 2026 jy dink, joeg, ek weet nie hoe ek dit gaan maak. Dan is die tyd wat jy fokus op jou God. Hierdie koning van Assirië wat in die spieël gestaan en kyk het en gesê het, ek is groot en ek is magtig, ek is manlik, wat die Here net voorfluit en hy kom aangehardloop, moes uiteindelik weet, daar is 'n God wat groot is en wat magtig is. Wat gemaak het dat op een slag, toe Jerusalem beleer is, 185.000 van die vyand dood gelê het die volgende dag. Die Here is groot en is magtig. So wanneer ons oorweldig voel, is dit vir ons belangrik om op die Here te begin fokus. Vir ons liedjies te sing, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar is niks wat my God nie kan doen. Vir onsself voortdurend te herinner aan God se liefde. Want nou kom ons in vers 22, 21 en 22, en hy praat van die dikmelk en die heuning. Nou ons het altyd gehoor, as die Here praat oor die beloofde land, dis die land van melk en heuning. En wat hy hier beskryf is, dis die kos van oorlewing. Ten spyte van die wildernis waarin die volk van die Here is, oorleef hulle. Maar in ons armoede, in ons wêreld vol keuses wat gedryf word deur vrees, kom die Here Jesus.
En hy stel homself voor as ek is die brood van die lewe. Beskryf hy, ek sal julle water na die waterfonteine lei, sê hy vir die vrou in Johannes 4, ek is die lewende water. As jy van my skep, as jy in my glo, as jy op my vertrou, sal jy nooit weer dors kry nie. Die waarskuwing van Jesaja 7 is dat die Here sê, as julle nie glo nie, sal julle nie standhou nie. En ons kan fokus op die gehuurde skeermesse, die dinge wat ons nederig hou. Ons kan fokus op die distels en die dorings. Maar wat hierdie gedeelte van ons vra ten diepste is, vertrou die Here in sy liefde vir jou. Dat sy liefde vir jou nooit sal ophou nie, ten spyte van wat jy doen of dink of in jou hart omgaan. Maar dat die Here jou in die jaar 2026 dryf deur sy liefde. Want 'n liefde is onverskrokke. Jy hoef nie vir 'n ouer te vra wat 'n kind lief het om hy kind uit te duik voor 'n bus wat aanstorm op hierdie kind nie. Dis 'n outomatiese reaksie, dis liefde wat dryf. Jy hoef nie vir 'n moeder te vra om haar kind te beskerm nie. Dit kom outomaties, gedryf deur 'n liefde. Mag die liefde van die Here ons dryf om hierdie jaar 2026 aan te pak. En dat hierdie liefde sal maak dat ons onverskrokke optree in belang van die Here. Onverskrokke sy lig laat skyn. Onverskrokke ons lewens nougeset volgens sy woord bepaal. Onverskrokke vertrou op hom, juis vir die dinge wat ons bang maak. En dis wat Jesaja ons kom leer. Jy het 'n keuse. Jy kan kies dat jou lewe gedryf word deur vrees en jy daarvolgens jou besluit te neem. Jy kan kies dat jou lewe gedryf word deur 'n liefde vir die Here, alles oorweldigende liefde. Wat sê, maak nie saak wat in hierdie jaar vir my voorlê of wat oor my pad gaan kom nie. Maak nie saak of daar verliese gaan wees. Maak nie saak of ek soms baie benoud gaan wees nie. Die dinge waaroor ek nou vrees en waaroor ek bekommerd is, dit bring ek vandag na die Here. En is my gebed, Here, wil U deur die Heilige Gees my hart vul met U liefde, soos hy beloof, Romeine 5 vers 5. Dat die Here deur sy Gees sy liefde in jou hart uitstort en dat dit duidelik sal wees vir die mense. Almal wat met ons te doen kry, sal sien, hierdie vrou, hierdie man, hou onverskrokke vas aan die Here wat hom liefhet, aan die Here wat haar liefhet. En gedryf deur liefde is daar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n Kalmte, wat weet, die Here het my lief en hy sal sorg. Wat weet, die Here het my lief en dit sal uitwerk volgens sy wil. En as dit nodig is dat my geloof gelouter moet word in die jaar, dan is my gebed dat dit my nader trek aan die Here. Mag die Here ons help, dat sy liefde ons dryf in die jaar 2026. Kom ons vra dit. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vat vandag saam hoe dinge skeefloop as ons lewens gedryf word deur vrees. Maar ons dank die Here dat U self daardie liefde in ons harte stort, die liefde, die ware liefde wat die vrees na buite drywe. Vergewe ons, Here, dat ons baie keer vaskyk teen die golwe om ons. Here Jesus, ons oë nie op U hou nie, en daarom sink ons. Here, ons leer uit dit wat met Agas gebeur het in hierdie stuk geskiedenis, hoe maklik ons ook slagoffer word van ons eie bekommernisse en vrese en angstigheid. En daarom bid ons, Here, vul ons harte met U liefde, met 'n verwondering vir U, met oë wat opkyk met verwagting na ons Vader. En ons dank U, Here, dat U met genade oë na ons kyk.
met liefdevolle vaderoë na ons kyk. Met oë wat kan vergewe, met oë wat verstaan, met oë wat ontferm, wat beskerm, wat 'n pad loop, wat met wysheid lei, wat te midde van hierdie wêreld waarin ons leef, onverskrokke liefde bewys en ons daarmee toerus. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons het nie vandag 'n kollekte nie. Kom ons sluit hierdie jaar af met gesang 359. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 4. En dit begin met hierdie gedagte: Here, hoeveel blye dae vloei so strome, kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Word ek soms gekwel deur lyding en wil ek kla oor U kastyding, weet ek dis van korte duur, uit my vreugde net 'n uur. Vers 2: Skenk U nie in U ontferming meer as wat ek ooit verwag? Leef ek nie in U beskerming en in U liefde elke dag? Gee U my nie 1000 kere onverdiend U seën, Here. Selfs al moet ek leed verduur, bring dit seën op die duur. En dan vers 4. As U guns ons hier benede soveel lewensvreugde bied, watter saligheid en vrede sal ons eens by U geniet, as ons deur die Gees se leiding met die diepste hartsverblyding van U, Heer, ontvang die kroon voor die heilige hemeltroon. Vers 1, 2 en 4, gesang 359. Here, hoeveel blye dae vloei so strome, kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonneskyn. Word ek soms gekwel deur lyding, wil ek kla oor U kastyding, weet ek dis van korte duur, uit my vreugde net 'n uur. Skenk U nie in U ontferming meer as wat ek ooit verwag, leef ek nie in U beskerming, in U liefde elke dag. Gee U my nie 1000 kere onverdiend U seën, Here. Selfs al moet ek leed verduur, bring dit seën op die duur. As U guns ons hier benede soveel lewensvreugde bied, watter saligheid en vrede sal ons eens by U geniet, as ons deur U Gees se leiding met die diepste hartsverblyding van U, Heer, ontvang die kroon voor U heilige hemeltroon. Geliefdes, ek vra dat U na die uitspreek van die seën net 'n oomblik bly sit en net vir my en Handelie 'n oomblik sal gee, dat ons daar by die deur kan kom en dat ons daarom vir U die jaar kan instuur met 'n handdruk. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.